Here, hoe wonderlik om vanoggend hier in u huis te kan wees, in u teenwoordigheid te kan wees, waar ons weet u is by ons, o God, en waar ons hier kan sing van u genade saam as gemeente, as lidmate, as ledemate van een liggaam. Dat ons hier saam kan sing oor die genade wat u met soveel liefde en ontferming aan elkeen van ons elke dag wys. Ja, elkeen van ons is wat ons hier is vanmôre, Here, is geskape deur u hand, uniek en anders. Nie een van ons is dieselfde en dink dieselfde en redeneer dieselfde nie. Nie een van ons lyk dieselfde nie. En die wonderlike dat ons so in ons verskeidenheid tog saam kan weet, ons is kinders van u. Dat u ons hemelse Vader is. O Here, daar is soveel dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Dinge wat ons soveel keer dink, dit moet net elke dag in ons lewens daar wees. En sekerlik van dit, Here, is gesondheid en 'n dak oor ons kop en klere en 'n inkomste. Is dit alles so vanselfsprekend? 'n man, 'n vrou, kinders, verhoudings, vriende. En ook oomblikke soos hierdie, waar ons in u huis bymekaar is. En baie keer, as ons eers hierdie dinge, of van dit dalk in ons lewens verloor, of skade laat lei, dan besef ons eintlik die waarde daarvan. En daarom vra ons vanoggend, o God, help ons om nou die waarde te besef. Help ons om vandag te besef reeds, dit wat u vir ons gee, op soveel verskillende wyse. Ons wil u dankie sê, o God, in u naam loof vir 'n week wat verby is, en in die besonder die projek in ons gemeente, en die naweek, die krag wat u vir ons gegee, die bystand, dit wat weer eens vir ons maar net gewys het, Here. Dis nie uit ons uit nie. Dis nie ons kragte en vermoëns nie. Dit is nie ons dis genade. Dis genade alleen. Wie kan eet, wie kan lag, wie kan drink, onder al die gesoeg en gesweet, as u dit nie moontlik maak. En daarom sê ons vir u dankie vir soveel dinge wat u moontlik maak. Maar ons word ook stil, o God, en ons vra vir u ken ons harte. U ken ons diepste geheime, ons gedagtes, ons verlange, ons vrese, ons angs, ons vreugdes en blydskap. Here, u weet waarmee ons elke dag rondloop en dalk met opwinding na uitsien, of dalk met 'n stuk spanning of angs of onsekerheid. En daarom vra ons, o God, raak elkeen van ons vanmôre ook aan. Ook daar waar hartseer is, hartseer wat deur die week intens plaasgevind het. Daar waar dalk alleenheid is of verlange is of materiële nood is. Raak ons aan, Here, en skenk vanoggend weer opnuut aan ons daardie genade van u. Vergewe ons het baie foute. Ons bly dit in Jesus Christus se naam, neem u ons sondeskuld weg. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend saam met die woord van die Here is uit die Nuwe Testament, uit Handelinge, die boek Handelinge hoofstuk 9. En saam lees daar die eerste 22 verse van die gebeure van Saulus se bekering in Handelinge 9 vanaf vers 1 tot 22. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg, maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord.
En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hy het 'n gesig. Hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat in U naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom, hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy's gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur die bewys dat Jesus die Christus is. Tot sover ons skriflesing, geliefdes. Bevoorreg is elkeen die woord van die Here hoor, maar ook hulle lewens daarvolgens inrig. Geliefdes, in Matteus 5 sê Jesus, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Bonhoeffer het op 'n stadium die woorde gesê, moenie dink ek is ongelukkig nie. Wat is gelukkig en wat is ongelukkig? Dit het niks met omstandighede te maak nie. Gelukkigheid is dit wat binne in jou is. En op grond van dit wat Bonhoeffer gesê het, geliefdes, wonder ek, waar is u en ek? Waar is ons as ons vir 'n oomblik moet vra, wat is binne in my? Wat broei binne in my? Wat maal binne in my daagliks, weekliks? So die fase of die oomblik waar ek myself bevind. Is die lewe vir my 'n straf? Iets waarna ek opsien, iets wat vir my maar moeilik is om voort te sleep, aan te gaan? Is die lewe vir my een groot stuk bekommernis of twyfel oor die dag van môre? Of is die lewe vir my 'n stuk vreugde, 'n stuk opgewondenheid? Iets wat ek na uitsien, iets wat die moeite werd is. Want dit wat binne in jou is, sê Bonhoeffer, is geluk of ongelukkigheid. Dit het niks te doen met jou omstandighede wat rondom jou is. En Paulus self sou 'n mens kon sê in Filippense 4, sê Paulus, ek weet wat armoede is, en ek weet ook wat oorvloed is. Van alles het ek al ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Paulus sê eintlik, ek het deur alle fases in my lewe gegaan. Paulus sê, ek was ook al op 'n stadium van my lewe, het ek alles in oorvloed gehad. Baie goed gegaan. Maar daar was, wat ek so bietjie vir 'n oomblik weer alles beleef het, as hy was in die tronk. Hy was afhanklik. Hy sê maar, ek is in staat tot alles deur hom wat vir my krag gee. Verder in Filippense 4, ons ken daai woorde waar Paulus sê, wees bly, ek herhaal. Wees bly, wees inskikkelik teenoor mekaar. En maak in alles in smeking jou gebed aan God bekend, en die vrede wat ons verstand te bowe gaan, sal oor ons gedagtes die rus hou. Maar geliefdes, hierdie woorde, alles van Paulus het nie maar net gekom nie. Paulus, daar het iets groots in sy lewe gebeur, wat ons gelees het. Want op 'n stadium het hy soos 'n besetene staan daar, voortgegaan, om almal wat in die Here glo, gevange te neem. Saulus was hier die persoon wat eintlik 'n vriend was, sou ons sê, met die hoofpriester. Hy het sommer direk na hom toe gegaan en 'n brief gaan vra. Hy het gaan vra, ek soek 'n brief sodat ek oral waar ek gaan, almal in Jerusalem, mans en vrouens, kan vang.
gevangenskap kan neem en dat hulle veroordeel kan word. Hier waar ons vir Saulus lees in die woord van die Here, en hy was al 'n volwasse man uit die aard. Was hy op 'n rol? Hy het geniet waarmee hy besig was. En hy het groot gegaan, daar was baie vrees uit die aard by die Christene. En dan lees ons op die Damaskuspad, naby Damaskus het daar 'n helder wit lig gekom, en 'n stem tot Paulus gekom, en Saulus op daai stadium nog het op die grond geval. En daar's 'n opdrag aan hom gegee waarheen hy moet gaan. En die oomblik toe die stem weg is, geliefdes, en Saulus opstaan, kon hy niks sien nie. Hy was blind. Ons lees vir 3 dae het hy nie geëet of drink nie. Ek dink sou 'n mens kon dink hoe moet dit voel? Sou 'n mens aan die een kant, as jy net een oomblik moet opstaan en jy is blind, daar staan hulle moes hom aan die hand gevat en gelei het. Dalk die verwarring, die onsekerheid, die diepe donker duisternis rondom jou. Ek glo nie enigstens 'n mens sou dit in woorde kon omsit of jy sou kon sê hoe hy moes voel nie. Maar glo vir my, ek dink verseker dinge soos de mekaar, strompelend, onseker, verward, afhanklik want hy kan nêrens heen gaan nie, afhanklik van wie hom waarheen gaan lei. 'n Stuk depressiwiteit, morbiditeit. Daar staan hy wou niks eet of drink, dis tog die tekens daarvan, ek soek niks van hierdie lewe nie. Ek is eintlik in 'n stuk rou. En geliefdes, ja, dalk sal ons nie kan sê ons weet wat dit is om met blindheid geslaan te word. Maar ek dink baie van ons sal vanoggend dalk, of sommiges, sou kon opstaan en getuig van ook 'n Damaskuspad ervaring. Ook 'n ervaring wat dalk skielik oor jou pad gekom het wat jy nie verwag het nie. Iets wat skielik oor jou pad gekom het wat jou geruk het tot 'n totaal ander denke in jou lewe. 'n Oomblik dalk van verwardheid en onsekerheid, 'n oomblik dalk van strompeling of voortstruikel, 'n oomblik dalk wat jy weer besef jy het iemand nodig om jou te lei want jy is in 'n stuk donkerte, dalk siekte, dalk op 'n bed, dalk vasgekluister, dalk iets in verhoudinge, dalk iets in jou huis, dalk iets in jou hart, op jou pad, wat soms swaar is om te dra, daai ruk en dit wat met Paulus gebeur het, daar het 'n verandering gekom. Daar het 'n draaipunt in sy lewe gekom met hierdie gebeure. En by sommiges van ons dalk ook. As jy 'n Damaskus pad ondervinding gehad het, ander dalk nie. Ons vergeet eintlik maar. Die volk Israel het gemurmureer en gekla toe die Farao kom en toe bring God uitkoms en toe hulle deur die see is en die see die Farao toemaak, toe sit loof en prys die Here en ons dans en ons hou feesviering net om 3 dae later te sê hoekom bring jy ons in die woestyn sodat ons moet sterf? Waar is jy? Plaas het ons gebly het en dan gee God manna en kwartels en is lofprysings en dankliedere net om 4 dae later te kom by Mara en die water is bitter en daar word allerhande groot woorde na God toe geslinger. Vergeet. Hoeveel keer het ons al gesmeek en gebid, hoeveel keer het ons al op ons knieë gevra, Here, dat ons net deur hierdie fase kom. En ons al lofprysings. Net om by nog 'n fase te kom in ons lewens en Paulus is geruk. Paulus is baie geruk deur hierdie een. Want ons lees hier, Saulus op die ou end gryp na gebed. Ons kan dit nie glo eintlik nie. Want waar Ananias hom gekry het, is waar hy besig was om te bid tot die Here. Want in sy duisternis, in sy totale afhanklikheid, hy kan niemand sien nie, hy weet nie waar hy is nie, is daar een ding waarna hy gryp en dit is, kom ek bid maar. En dan kom God se stem tot Ananias en Ananias is half skrikkerig en hy sê, maar hoe kan ek na hom toe gaan? Hy's dan die ou wat soveel mense in gevangenskap neem en doodmaak. En dan kom die woorde van die Here en dan sê hy, ek het hom geroep om my werktuig te wees. Dis nogal 'n diep impak, geliefdes. Ons moet baie versigtig wees om iemand nie te takseer op sy baadjie nie. Ons moet versigtig wees om iemand bietjie vlak te kyk. Ons moet versigtig wees om vanuit ons blokkie, vanuit ons verwagting, iemand te etiketeer. Want God gebruik elkeen van ons op 'n wonderbaarlike manier, op sy manier, en op sy tyd en sy plek.
En elkeen van ons is 'n werktuig in die hand van die Here. Soms dalk nie die skerpste elke oomblik nie. Maar dis die wonderlike, God gryp ons, soos wat hy vir Saulus 'n ommekeer in sy lewe gebring het. 'n Totaal ommekeer. En ons lees hier dat nadat Ananias die hande opgelê het, was dit so skille wat sy oë afgeval het. Hy kon weer sien en hy het verwoed voortgegaan en begin preek. Die mense was in verwarring, want hulle kon nie glo, hoe kan hierdie persoon wat nog gister almal wou doodmaak, vandag preek nie? En vertelling, getuig van die Here nie. Sy lewe word 'n stuk getuienis. Dis wat Paulus se lewe geword het. Paulus se lewe, want hy het God ontmoet. Ken julle daai staaltjie van Psalm 23 wat voorgelees is deur hierdie digter? Besonder mooi. En die digter doen dit in hierdie groot saal en hy lees Psalm 23 of hy sê dit op eintlik. Met mooi stemintonasies en buiging en gesigsuitdrukkings en met elke en die groot gehoorklap hande. En daarna kom 'n ou priester. En hy kom sê ook Psalm 23 op. Maar met 'n gebroke stem, baie gekraak met stadige woorde. Nie baie stembuiging nie. En toe hy klaar is, toe staan almal op en klap aan. En een van die mense in die gehoor vra toe vir die een langs hom, maar dis vreemd dat die digter het tog dan so mooi en met soveel passie dit opgesê, maar vir die priester staan die mense op en klap hande. Waarom? Die ou sê dit kan dalk net een rede wees. Die digter het die psalm van die herder baie goed geken. Maar die priester het die herder van die psalm baie goed geken. Saulus het die herder ontmoet in 'n oomblik van verlate alleenheid en blindheid. Hy het die herder ontmoet waar hy met hom in aanraking gekom het, gesprek gekom het, worsteling gekom het, sekerlik stoei gekom het, maar hy het die herder ontmoet. Hoeveel keer het ons die herder ontmoet? Of ken ons sy woorde? Ons ken dit. Ons kan vir mekaar vertel wat staan in sy woord, en ons kan vir mekaar preek, en ons kan vir mekaar sê wat's reg en verkeerd, en daarby ken ons nogal teksverse, ons kan hulle gaan uithaal. Psalm dit sê dit, en Matteus staan dit, en Lukas staan dit. Maar ken ons hom van wie daar geskryf word? Paulus sê as daar 'n stadium was wat ek kon roem, ek kan op baie uiterlike dinge roem. Regte geslag, regte tyd, regte dag besny, uit die regte stam, uit die regte, ek ken die wetsopvattinge, ek ken alles by die punte van my vingers. Ek pas in 'n mooi blokkie. Ek pas in daai blokkie, ek het die regte huis, ek het die regte buurt, die regte kar, die regte klere dra, die regte naam op my klere, ek het die regte grade teen my muur, ek pas in die blokkie. Maar hy sê wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Want om Jesus Christus my Here te ken, oortref alle krag en bowe. En dan sê hy so mooi, ek sê nie ek het dit al bereik nie. Sê nie ek sal daar nie, maar ek span my in om dit myne te maak. Geliefdes, elkeen van ons se lewens lyk anders. Elkeen van ons se omstandighede verskil. Dit is maklik om vir mekaar te sê, kyk hoe lyk my lewe. Kyk die verbitterheid in my lewe, kyk my omstandighede, kyk wat moet ek deurmaak, kyk waarmee moet ek saam leef in my lewe. Ek wens ek kan iets in my lewe verander, of iemand anders kan iets in my lewe verander, en dan sê God, nee my kind, dit is binne in jou, en ek is reeds daar. Gryp dit aan, gryp die ervaring aan. Petrus moes nadat die Here Jesus Christus hom by die see kom opsoek het, en gesê het, laat my lammers wei, het hy daai aangrype gevoel. Die vrou by die put, die vrou wat met oorspel gevang is, die mans langs die pad wat blind was, die 10 melaatses, die man wie se kind aan vallende siekte gelei het, die Jairus se dogtertjie, Jairus. Elkeen moes daar die oomblik eers beleef het. Nebukadneser, ons ken daai verhaal van Nebukadneser. Wonderlik. Nebukadneser kry 'n droom. Jy moet dit gaan lees. Ek het eintlik hoendervleis die week gekry toe ek dit weer lees. In Daniël 4 kry 'n droom, en Daniël gaan lê die droom uit, en hy sê vir hom, die Here sê, ek gaan jou uit hierdie koningskap uitgryp, en ek gaan jou soos 'n dier laat leef, en jy gaan gras vreet soos 'n bees, vir 7 jaar of 7 tye lank, en ek gaan vir jou wys, ek sien staat daartoe, en dan lees ons in hoofstuk 4, dan sê Daniël vir Nebukadneser, bekeer u self,
en doen goed aan hulle wat in nood is. Bekeer jouself en kom terug na die Here toe. En dan lees ons in dieselfde gedeelte vir 12 maande lank het Nebukadneser op die paleis se dak geloop en na Babylon gekyk en gesê, dis myne, tot eer van my gebou, ek het dit gedoen, tot eer van my het ek met my hande al hierdie dinge laat gebeur. Die lewe gaan oor my. En dan staan daar, en sy woorde was skaars koud. Toe ruk God hom uit sy paleis uit. En vir 7 tye lank het hy in die veld gaan leef en iemand anders is aangestel. En dan kom hierdie getuienis, U is waarlik God. Die God van Daniël, die God van hemel en aarde is waarlik die God, want hy is in staat om te doen wat hy sê. En dit, geliefdes, is wat God by elkeen van ons wil tuisbring. Ek is in staat om te kan doen wat ek sê. En ek dink wanneer selfs ek hierdie woorde sê, besef ek dalk nie. Ek dink ek begryp self nie hierdie woorde nie. Ek dink hierdie woorde is te groot om te begryp. Want dit is so groot dat God sê, ek is in staat in totaliteit om jou lewe te kan verander. Ken ons die Psalm van die herder baie goed? Of ken ons die herder van die Psalm? Geseënd is hulle, sê Jesus. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Weet jou gesin, jou vrou, man, jou kinders, jou geliefdes, weet hulle hoe afhanklik hulle van God moet wees. Want dis aan hulle wat die koninkryk van die hemel behoort. Ons gaan vertel het. Amen. Here ons God, baie dankie. Dankie dat ons mag weet en weer opnuut hoor van 'n groot stuk grootheid. Maar Here, wanneer ons hierna luister en ons kyk na ons eie lewens, dan besef ons, daar's maar talle keer wat ons vergeetagtig is. Daar's talle keer wat ons dalk 'n Damaskuspad ondervinding gehad het, maar dalk nie in oorgawe gegryp het nie. Dalk nie in oorgawe ons lewens oorgee nie. Daar's nog soveel keer wat ons wil dankie sê en hulp vra wanneer dit nodig is, maar dan wil ons nog voortploeter in ons eie lewe, ons eie sondige denke en manier van dinge doen. Daar's soveel keer wat ons maar nog wil onderhandel met U en wat ons gewete sis. So met soveel oortuigende redenasie sis ons gewetes, Here, teenoor U om nog steeds te sê, maar hoe goeie kind van U ons is. En dan vra jy eintlik baie meer. Jy vra maar net daai opregtheid, liefde. Jy vra omgee. Jy vra verhouding hê, tyd maak. En as ons daarna moet gaan kyk hoeveel tyd ons maak vir ons eie gesinne en dan op die ou end ook vir U in U teenwoordigheid, Here, dan is ons eintlik skaam. Daarom vra ons, o God, gryp ons aan vanoggend weer, dat ons oor hierdie woorde van vandag sal gaan dink, dat ons sal gaan dink oor dit wat binne in ons is, en dat ons dit by U sal vind. Ons sal besef, ons is afhanklik van U. Here, ons vra vir U, lei elkeen van ons, elkeen wat hier teenwoordig is, U weet waarmee ons doenig is op hierdie stadium en fase van ons lewe, lei ons. Hoed en bewaar ons ook in hierdie week wat voorlê, ons weet nie wat vir ons wag nie. Staan ons naby en gee vir ons die krag en die nodige leiding wat ook al op ons pad mag kom. Maar bo alles help ons om elke dag naby aan U te leef. Help ons om elke dag te besef, ons is afhanklik. Soos die boer daar buite afhanklik is van die reën en die lig, is elkeen van ons afhanklik van U. Soos 'n kind afhanklik is van sy ouers, so is elkeen van ons afhanklik van U. Mag ons nie verwaand en grootpraterig word nie, maar mag ons alles met danksegging en seënbede aanvaar en aangryp. Vader, ons vra vir U, daar waar siekte is, om genesing te bring, en ook daar waar worsteling is in die binnekant, waar verlange is of stilte, waar dalk oomblikke van alleenheid, oomblikke van rusie en twis, hartseer.
Here, ons vra vir U, gryp U in elkeen se lewe. Amen. Geliefdes, gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die troostvolle werk van die Heilige Gees is en sal met elke een van u wees. Amen.